En dan blaai sy kom na Gesang 2. Hy is nie op Psalm 138 se wysie. Saam met my hele hart o Here. Ons maak oor Psalm 130. Psalm 130. Ons sing ons daar vers 1. Psalm 130 vers 1. Geliefdes, kom ons dink vir nou in die tema van môre is dan God se lig op sonde besef, bewys sy goedertierenheid aan ons. Dis juist die sonde besef wat God se goedertierenheid aan ons bewys. Ons gaan daar lees uit Psalm 36. Kom ons sluit die voorsang af deur te blaai na Psalm 116. Dan sing ons daar vers 1, vers 4 en vers 5. As die afsluiting van ons voorsang. En dan na die foto met die seën groet, dan bly u staande en ons sing dan spontaan Gesang 29, 1, 2 en 3. Gesang 29 vers 1, 2 en 3. Nou, Psalm 116 vers 1, 4 en 5.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons luister na die wet van die Here, waarin die Here vir ons wil leer en onderrig wat ons sonde is. Die tweede plek, dat die Here vir ons dan deur die wet ook vir ons wil wys, ons kan onsself nie red nie, ons moet na Christus toe vlug. En in die derde plek, omdat ons gered is in Christus, raak die wet daarom nie irrelevant nie, maar ons dankbaarheid teenoor die Here. So wanneer ons ook die wet van die Here graag wil nakom, spreek dit iets van ons dankbaarheid teenoor die Here, die reël van dankbaarheid. So kom ons luister dan met hierdie drie groot waarhede na die wet van die Here vanmôre. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Bedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus.
Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liefdes, kom ons blaai dan na Psalm 25 en ons bely ook ons skuld voor die Here eerlik deur te sing vers 5 en vers 7. Psalm 25 vers 5 en vers 7. Geliefdes, met die genadeverkondiging en die vermaning lees ons in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Aan almal wat dan met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Christus se soenverdienste bly lewe. Kom ons doen ons geloofsbelijdenis. Ek gaan vir u voor met die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons blaai na Gesang 84 en dan sing ons daar vers 11, ook as voorbereiding op die woordverkondiging. Sing ons vers 11 van Gesang 84.
vers 11 van Psalm 84. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop by Psalm 36, 'n baie belangrike psalm vir ons as gelowiges, ook in die dae waarin ons onsself bevind, waar ons so maklik hoor mense sê, maar joe, dit raak goddeloos daar buite. Is hierdie psalm dan baie belangrik vir ons hier binne. Psalm 36, hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, hoe kosbaar is u goedertierenheid oor ons. U wat vir ons sorg in soveel dinge. Dinge, Here, wat ons baie maklik net sal afskryf as doodgewoon, as vanselfsprekend, as iets wat ek verwerf het vir myself. Here, maar ons kom bely dat die algemene genade is ook genade, waar u sorg vir almal, goeies en slegtes. U laat dit reën oor die wat goed is, maar ook die wat sleg is. Maar Here, u kosbare genade, u spesifieke genade, kom tot u kinders. En u maak hulle harte en hulle verstande oop vir u goedertierenheid, vir u grootheid en u almag. Sodat ons ook vanmôre kan sê, Here, selfs in die algemene, die dinge, Here, wat ons as vanselfsprekend aanvaar, is dit u wat sorg. En ons wat die genade ontvang om te mag werk, om te mag doen, om te mag skep, om te mag handel, om te mag boer, te produseer. Alles is genade. Maar Here, in vanmôre se gedeelte is daar 'n baie besonderse diepte waarin ons moet afgaan. Hoe dat hierdie genade vir ons 'n groot werklikheid word wanneer ons moet gaan kyk in ons eie hart in. Ons wil kyk in ons eie hart in, om u goedertierenheid raak te sien. Want dis vir ons, vir elkeen van ons. Vergewe daarom, Here, ons sondeskuld, in Jesus naam. Hy wat vir ons so duur prys kom betaal het. Gee, Here, dat ons nie net die sondes sal doen en maar net bely en dit weer sal doen nie, maar dat ons dit sal afsterf soos u gesterf het aan die kruis. Hemelse Vader, ons vra daarom dat u Gees vir ons die kandelaar sal wees ook by die verligting van hierdie woord vanmôre. Verlig u ons wanneer ons lees uit u woord van hoe genadig u is met ons, sondaar mens.
Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Psalm 36, vir die musiekleier 'n psalm van Dawid, die knegt van die Here. In die binneste van my hart, sê die oortreding aangaande die goddelose, daar is geen vrees van God voor sy oë. Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog. Hy laat na om verstandig te wees, om goed te doen. Hy bedink onreg op sy bed. Hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie. Wat sleg is, verfoei hy nie. O Here, u goedertierenheid is tot in die hemel. U trou tot in die wolke. U geregtigheid is soos die berge van God. U oordeele is 'n groot watervloed. Here, u behou mense en diere. Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Hulle verkokel aan die vettigheid van u huis, en u laat hulle drink uit die stroom van u vergietinge. Want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Laat die goedertierenheid voortduur vir die wat u ken, en u geregtigheid vir die opregtes van hart. Laat die voet van die trotsaard nie oor my kom nie. Laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie. Daar het die werkers van ongeregtigheid geval. Hulle is neergestoot en kan nie weer opstaan. Ons plaas fokus op vers 10, ook ander tekste in die prediking, maar vers 10 in besonder, want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Laat die wat ore het, hoor. Geliefdes in die Here Jesus Christus, hoe sal ons aan mekaar vra om aan mekaar God werklikheid te maak of voor te stel? Daar word in hierdie gedeelte iets na vore gebring, waar die psalmis eintlik vir ons sê, alvorens jou eie son daar nie 'n werklikheid in jou lewe is nie, jy nog nie die werklikheid van God erken. En dit is die pragt van hierdie psalm, die erkenning van God se goedertierenheid na die erkenning van my sondaar. In hierdie psalm begin hierdie psalmis en hy praat met sy eie sondaar. Hy praat met homself. Let op hoe die psalmis begin in vers 2. In die binneste van my hart, sê die oortreding aangaande die goddelose. Daar is geen vrees van God voor sy oë nie. Daar is ook nie net 'n oordenking van die sonde in die eie hart hier nie. Daar is ook 'n oordenking van die sonde in die wêreld. Want die hart wat die sonde erken as werklik in diself, is daarom ook nie blind en naïef vir die sonde van die wêreld nie. Want uiteindelik is die drie groot vyande van die mens, eerste sy eie sonde, die sonde van die wêreld en die Satan self. By sonde besef, kom veroordeel ons nie die sonde nie. Nee, ons moet heers oor die sonde. Jou opdrag is nie om sonde dood te maak nie. Dit was Christus se werk. Maar omdat hy die angel van die sonde die dood kom uitwis het, kan jy nou stry. Jy kan heers oor die sonde. Maar helaas in hierdie wêreld vind ons dit al minder en minder
hoe dat die mense heers oor die eie sonde, en dit lei tot geweldige tragedie in huisgesinne, tragedie by die kinders, tragedie in werke, tragedie in regerings, want die mens erken nie sy sonde nie. Sondebesef is 'n genadegawe, nie tot die vernietiging van diself nie, maar tot 'n dieper ontdekking van God se goedertierenheid, wil hierdie psalmis ons leer. Daarom vers 10, want by U is die fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. As God ons sy lig kom gee in ons harte, om daarin te kan kyk saam met God se lig, want ons is net duisternis, dan sien ons die ware sondaar. Maar in dieselfde lig van die ontdekking van my bose mens, moet ek erken, hoe goed is God vir my, om my te kon verduur, en my nie uit te gewis het. Die ontdekking van die sonde lei outomaties tot die ontdekking van die grootheid van God, mits jy nie die eerlike diepte van jou sonde kan sien. Daarom die besef van die boosheid van die eie hart, laat ons verstaan hoe goedertierend God oor ons was. Besef ons God se genade oor ons, God se goedertierenheid vir ons nog al die dae, maak ons eerder as begenadigde sondaars, dat ons by hom wil skuil, sê vers 8. 'n sondaar, maar wat wil skuil by God. Daarom skuil die mensekinders onder U vleuels. God se lig op sonde besef, is die besef van sy goedertierenheid ook. God is altyd getrou gewees. God wou ons altyd nog behou het. God het ons lief. Geliefdes, God is altyd getrou gewees. Vers 6 sê, O Here, U goedertierenheid is tot in die hemele, U trou tot in die wolke. Sonde besef, in die lig van God se heiligheid, in die lig van God se openbaring in ons lewens, die werklikheid van jou eie sondaar, is die mens se grootste vyand wat aan hom openbaar word. Romeine 3 vers 12 sê ons moenie die vinger wegwys nie, maar na onsself. En dan moet ons die waarheid erken in die wêreld. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar selfs nie een nie. Toe staan ek daar, en wanneer ek daar staan, moet die volgende vraag wees, hoe lyk dit in my hart? Jy sien, geliefdes, hierdie gedeelte sê, God was nog altyd getrou teenoor my sondaar, of ek getrou was aan hom of nie. Hier is iets te sien van die goedertierenheid. Betroubaarheid word gemeet aan dade van opregtheid, om woord te hou. Maar baie vertroetel die sonde asof hulle 'n wapen het daarmee. En hoe veg ons nie met mekaar wanneer ons op ons beddens gaan lê, die een teenoor die ander een, wat se gedagtes in my omgaan, omdat my hart dalk vol verwyte is, vol veroordeling lê, vol allerhande bose planne van hoe ek myself gaan regverdig. Daar lê die bose hart. En so word hulle bose dade ook hulle gebrek aan goeie dade. En die mens se hand en knie word lam vir die goeie werke. Want om nie goed te doen nie, word 'n moedswillige wapen. 'n moedswillige wapen.
in ons huwelike, in ons gesinslewens, kerke, daar by die werk. Toets die hart en kyk in die hart. Vers 2, in die binneste van my hart, sê die oortreding aangaande die goddelose, daar is geen vrees van God voor sy oë nie. En daar sien ons die wêreld in sy volle glorie. Baie slim oor God, maar sonder enige sonde besef in die realiteit van die werklikheid. Let op na vers 4 en 5. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog. Hy laat na om verstandig te wees om goed te doen. Hy bedink onreg op sy bed. Hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie. Wat sleg is, verfoei hy nie. Kyk net na die trant wat die psalmis hier dit vir ons verduidelik. Die gedagtes van onreg. Die woorde wat gepraat word van onreg. En dan die beplanning om die onreg te gaan doen. En die selfregverdiging van die gedagtes tot die woorde, tot die beplanning, lê alles so verbloem in die duisternis van die hart, waar die hart uit sy diepte uit al hierdie goeters kan uitdink van hierdie boosheid. Daar is jou werklikheid. Daar is jou realiteit. En skielik kom God se lig in jou teenwoordigheid. Dit was ons almal, totdat God vir ons gewys het op ons eie sondaar. Want by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. Die uitverkiesende genade van God, geliefdes, is dat hy uitkies wie hy wil om hulle sondaar te laat sien. Ons werk is nie om die ander mense op hulle sonde te wys en daarop te hamer en hulle te probeer verander nie. Het jy dit al probeer? Jy loop jou vas teen wat die Bybel beskryf, 'n blindheid, hartvogtigheid, ore wat nie hoor nie. Waarom nie? Want die lig van God moet in die hart van die een skyn om jou te kan hoor wanneer jy met hom praat oor 'n sonde situasie. Maar almal sal kan sê, eendag voor die troon van God, ek het geweet wie ek is. Ek het geweet wat ek lê en bedink. Ek het geweet waar ek die sonde uitbroei as 'n wapen teen ander. En voor God is ons almal sigbaar. Maar dis hy wat uitkies aan wie hy hulle eie sondaar wil laat sien, om die besef in hulle te werk, tot die doel om die bekering in hulle te werk. Hy laat vaar nie die werke van sy hande nie. Hy sal nie vir jou sondaar wys, as hy nie dieselfde ook vir jou graag wil lei op die pad van bekering. Want hy werk ook dit. Maar die genade is nie vir almal nie, en ons het Jesaja 6 vers 10 wat dit baie hard sê, maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gesond word. Dan kom Johannes 12 vers 40. Hy het hulle oë verblind, en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Wat 'n genadegawe, as ons vandag hier kan sit, en sê ek ken my sondaar, want God het die lig op my bose hart gewerk.
Die oomblik wat God uit loutere genade jou sondaar uit sy lig, uit sy heiligheid laat sien, is om te wil bekeer. Want hoekom het hy met my soveel geduld gehad? Anders is God nie vir ons 'n werklikheid. Anders is bekering nie vir ons nodig gewees nie. Wedergeboorte glad, en as kerk uit die aard van die saak ook nie nodig nie. Sondebesef is die eerste weg tot bekering. Dan eers besef jou eie onbetroubaarheid teenoor 'n God wat absoluut betroubaar is en vertrou kan word. Maar in dieselfde moment van die besef van hoe verskriklik donker en diep my kuil is, besef ek hoe goedentierend God met my moes gewees het, om vir my dit te wys, om dit te besef, om na hom toe te vlug. Terwyl hy self sê, hy gee dit nie vir almal. God was daarom nog altyd teenoor my mens betroubaar. In die tweede plek, God wil ons ook altyd behou het, nog voordat hy dit vir ons gewys het. In vers 7, u goedentierenheid is soos die berge van God, u oordeele is 'n groot watervloed. Here, u behou mense en diere. En so kom sin speel hy op die groot vloed van die verskriklike sondes van die klomp wat nie kon sien nie, want die lig was in die hart nie, maar die Here gee vir Noag die lig. Ten spyte kan Noag nie anders nie, want as hy in die diepte van sy eie kuil en sy eie hart inkyk en besef, maar dit is absoluut net genade oor my, kan hy ook nie stil bly om vir die wêreld te waarsku, asseblief luister na God nie. Die watervloed was nie in die eerste plek om alles uit te wis nie. In die eerste plek was dit om sy kinders te behou, sy diere te behou. Want die sonde eskaleer so erg, die mens wat blind is vir sy eie sonde, het geen brieke nie. Dit gaan van kwaad tot erger. Dit raak verwoestend in die politiek, in die ekonomie, in die huishoudings. Niemand is meer lief vir niemand nie. En die kind is eensaam en alleen, verwaarloos, bang. Maar God behou hom wat hy uitkies. Om uit genade God se lig te ontvang oor jou bose, duistere hart, maak jou daarom ook nie beter as ander mense nie. Ander wat dit dalk nie ontvang nie, dit maak van jou 'n begenadigde. Nie iemand met regte oor ander nie, 'n begenadigde, want as jy in die diepte van hierdie kuil van jou eie hart ingekyk het, sal jy jou hand op jou mond sit. O Here, wees my sondaar genadig. Maar as jy nie in die diepte van hierdie kuil met die lig van God kon inkyk in jou eie hart nie, dan bid jy, dankie Here, dat ek tog net nie soos die tollenaar, soos die tollenaars is nie, ja. Jy sal nie hoogmoedig wees as jy sien wat jy is nie. Dis nie vir almal beskore nie. Die feit dat jy dit reeds ontvang, sê duidelik jy staan onder God se genade. 'n Genade. Geen roem, geen verdienste van jou kant af nie, net uitverkiesende genade alleen. As jy nie God se lig in jou duisternis ontvang het nie, sou jy ook nie die sondaar kon erken nie. En as jy nie die sondaar kon erken nie, kan jy nie die goedentierenheid van God besing, wat hierdie psalmis doen. Wie besing die goedentierenheid van God in ons alledaagse lewe?
Dit het so skaars geword. Wanneer jy nie die duisternis kan sien in jou hart nie, nie die goedertierenheid van God kan raak sien nie, sal jy ook nie verstaan hoe gevaarlik die oordeele van God is nie. Mense wil by God uitkom sonder die besef van wat hulle is. Hoeveel mense het allerhande weë en paaie met allerhande godsdienstige gedagtes, mooi boodskapies, mooi YouTube kanaaltjies, om goed te voel oor hulle godsdienstige ervaring. Hulle kom by 'n valse God uit wat gaan oordeel oor jou sondaar. En vir jou om by daai ware God uit te kom, moet jy eers in die diepte van jou eie sondaar kan afkyk, deur die lig van hierdie God. Nie geprys te word in wat 'n goeie mens jy is nie, of geprys te word in hoe goed jy doen nie. Jy moet gebreek word aan die kruis, want dis wat jy moet aanskou as jy daar binne in daai gat inkyk. Here, ek is verlore. En U het my nie gelos nie. Ek was lankal verlore, U het my nie gelos nie. U het my uitgekies. In vers 1 praat Dawid as 'n verligte sondaar. Verlig bedoel in hierdie konteks, verlig deur God se insig in sy hart. In die binneste van my hart, sê die oortreding aangaande die goddelose, daar's geen vrees van God voor sy oë nie. Sien dat Dawid nie God gevrees het nie, maar hy kon in sy hart inkyk en weet, voordat God nie vir hom gewys het nie, kon hy dit nie weet om God te vrees nie. Die mens wat nie sy eie goddeloosheid as sonde besef nie, kan nie verstaan wat is die regverdige oordeele van God nie. Daar sal mense by die oordeelsdag staan en God vloek, omdat hulle reken hy's onredelik. Maar hulle het nooit kon sien hoe lyk hulle eintlik. Die een mens is so maklik om die ander een te wil veroordeel of te wil verwyd, om wraak te wil neem, en jy's boser as ek. Lig geraak, fyngevoeligheid, want ek is goed, en jy is sleg, en ek sal jou wys. Ek kan ook 'n paar triks uithaal. Ek gaan jou sleg sê, ek gaan jou naam beklad, ek gaan jou reputasie heeltemal breek, want ek is beter as jy. Ek kan beter die sonde bestuur as jy. Nie oor die sonde heers nie, die sonde gebruik vir 'n wapen. Hulle verstaan nie die oordeel nie. God het altyd geweet, ek is die een wat verlore is, maar toe wys hy dit vir my. En dan roep hierdie psalmis uit in vers 7, en jy sien 'n uitroepteken daar. Here, U behou mense en diere. Dit wil ons mense harte so sigbaar, dit terwyl ons wat die lig ontvang het, kan sien, ons verdien toe die oordeel. My boosheid, God sou regverdig wees om my te vernietig, vir ewig. Psalm 76 vers 8 sê die psalmis, U, vreeslik is U, en wie kan voor U aangesig bestaan as U toorn uitgebreek het? Tog het U my altyd behou, en wou U my nog altyd behou, ten spyte dat U my hart nog altyd geken het en ek nie, was U getrou.
Maar nou dat ek dit sien, nou moet ek by die skuldbelydenis ook dit erken. Ek is nie waardig om behou te geword het nie. Want as ek myself moes oordeel aan wat ek sien, moes ek myself hel toe stuur. Maar U het my behou. Dan roep ons as verligtes, begenadigde sondaars uit in vers 8, hoe kosbaar is die goedertierenheid, o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van U vleuels, want U goedertierenheid sien ek nou ook raak. Nou besef ek hoe goed U is. Nou eers. Nie in die goed wat U vir my gegee het van my lewe nie. Nie daar waar U my lewe gered het of my besigheid gered het nie. Maar toe ek sien wie ek is, nou sien ek U goedheid raak. Oor my ewigheid, oor my ewige lewe. Dis goedertierenheid. In die derde plek, God het ons lief. Vers 11, laat U goedertierenheid voortduur vir die wat U ken, en U geregtigheid vir die opregtes van hart. Geliefdes, vers 6 het reeds gestel, verskoning dat die Here se goedertierenheid is reeds tot in die hemel. Die goedertierenheid van die Here is reeds tot in die hemel. Met ander woorde, sy goedertierenheid strek verby die tydelike van hierdie wêreld. Ja, hy sorg na kos en klere en blyplek en liefde en verhoudings en huwelike en werke. Ja, hy sorg na die tydelike. Maar hierdie strek na die hemel toe. Sy goedertierenheid gaan ver verby die goed van hierdie aarde. Ook in vers sê dit ook dat die Here behou sy mens. Tog hoor ons die gebed. Laat U goedertierenheid, hier in vers 11 hoor ons die gebed, laat U goedertierenheid voortduur vir die wat U ken. Maar ons ken God eers werklik as die lig op ons duisternis kom inskyn. Dan sien ons sy goedertierenheid, want ek verdien dit nie, wat ek aanskou in sy lig nie. Hierdie kennis van God hang van Hom af om dit vir my te gee, deur sy lig. En nie van ons met ons eie verwerfde kennis nie. Jy kan hierdie Bybel lees en nooit jou sondaar mens ontdek nie, nooit jou diepste dood raak sien nie. Jy kan slim word met die woord van God, maar as jy nie gaan uitkom by die groot realiteit van jou sondaar wat verlore is nie, kan jy nie by die realiteit van God se goedertierenheid oor jou lewe uitkom nie, kan jy nie by Jesus Christus uitkom nie. Ons kan God net werklik ken deur sy lig. En hier kry sy lig nou 'n dieper betekenis. Johannes 8 vers 19. Hulle sê toe vir hom, waar is U Vader? En Jesus antwoord, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Ons kan iets ken van God se lig deur ons sondaar te ontdek. Maar dit is nie genoeg om net jou sondaar te ontdek nie, dit sal jou breek. As God nie vir jou op 'n manier behou in sy liefde nie. En dan kom gee hy die ware lig vir die wêreld in 1 Johannes. Die lig het na die wêreld toe gekom en kom vlees word en onder ons kom woon. Want by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig, sê vers 10. Christus is die lewende water, wat vir ons kan kom skoonmaak, wat vir ons kan kom vergifnis bewerk, wat vir ons kom sterf aan die kruis, dat ons was met die bloed wat ons moes gestort het, stort hy vir ons die skoonmaak, die afskryf van ons skuld voor God.
As jy nie die diepte van daai put verstaan het, kan jy ook nie die diepte van Christus se lyding iets van verstaan nie. Die Here Jesus Christus, die Seun van God, kom maak God die Vader se goedertierenheid vir ons so volledig bekend. As jy Jesus Christus ken, ken jy die Vader. En dis die kennis die net wys God in sy goedertierenheid vir ons die sonde nie. Hy wys vir ons hoekom sterf sy Seun vir ons sonde smet. Hy is die fontein van die lewe, die lig. En om Christus te kan ken, laat ons besef, deur die geloof wat God vir ons hierin skenk, dat God se goedertierenheid vir ons sal voortduur tot in ewigheid. Geliefdes, God se goedertierenheid word sigbaar by die uitverkore kind van God, wanneer hy sy sondaar sien in die lig van God. En eers in die lig van Jesus Christus, die verlossingswerk sien, word hierdie lig en hierdie kennis van God vir ons vasgemaak tot 'n ewige hoop. God se goedertierenheid is God se liefde vir ons. Geliefdes, God het mededeelbare eienskappe leer ons en God het onmededeelbare eienskappe leer ons. Die onmededeelbare eienskappe is sy almag, sy alwetendheid, sy alomteenwoordigheid, dis God se eienskappe. Maar sy ander eienskappe is sy liefde, sy goedertierenheid, sy barmhartigheid, sy genade, sy vergifnis, dis mededeelbare eienskappe van God se karakter. En wanneer my siel in die sondepoel van my hart inkyk, deur die lig van God, in die lig van Jesus Christus vergewe is, dan moet ek die karakter van God se mededeelbare eienskappe ook myne maak. Ek moet ook die goedertierenheid van God kan leef na buite toe. Hoe verskriklik is vers 2. Die wat kan goed doen, maar weier om dit te doen. Dis nie goedertierenheid. Dit is om in die boosheid die wapen te trek, deur nie goed te doen. As jy die goedertierenheid van God in jou hart het, beweeg dit jou om ook goed te wil doen. En dit onderskei jou van die wêreld. Jy heers oor jou sonde. Die wêreld gebruik sy sonde vir 'n wapen. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie vir u liefde, dat u ons behou, dat u ons uitkies, dat u vir ons u lig gee, dat u ons nog altyd wou uitred. U het hierdie goed verstaan, nog voordat ons gebore is. Sodat wanneer ons mense kom word op hierdie aarde, dat ons hierdie goed kan leer. Want ons ewige saligheid is hier op die spel. Dis 'n kosmiese oorlog, wat tot diep in elke mens se hart lê. Dankie vir u lig. Vergewe ons, Here, waar ons soms so maklik omgaan met die boosheid in ons harte. Vergewe ons, Here, want ons weet nie altyd wat ons doen. Maar laat u lig skyn. Laat ons daai versteekte sondetjies, wat ons so maklik wil toemaak in 'n donker kamertjie, dat ons dit raak sien. Dit los, dit bely laat staan. Sondes van hebsug, gierigheid, liefdeloosheid, ongebondenheid, onverzoenbaarheid, verwyte, haat, nyd, afgunstigheid oor 'n ander een se goed.
Laat ons tog daai goed na vore bring en in die vrede lewe wat U vir ons bewerk het deur U Seun Jesus Christus om die goeie te wil doen, omdat U vir ons so goedendierend is. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons enigiets verdien nie, maar alles alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons gaan afsluit met Gesang 375. Gesang 375, ons sing vers 1 en vers 3. Vers 1, vers 3 sê, maar wie, hoewel hy niks verdien, sy regter ook as middelaar sien, wat reeds die skuld vir hom betaal het, wie in geloof op Christus bou, sy lot aan Jesus toevertrou, wat in ons duister ingedaal het, hy kom nie in die oordeel meer, ontvang die vryspraak van sy Heer. Vers 1 en vers 3 van Gesang 375. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.